Alright. So, ons trek in Sagaria 10. Julle almal se Bybels oop, almal reg vir Sagaria 10. Moet ek vir julle vinnig deurpraat die hele Sagaria, julle onthou van die gesigte. Ek dink hy was uit 8 gesigte gesien en dan elke gesig 8 visioene en dan elke visioene baie mooi betekenis gehad en spesifiek maar hoe die geskiedenis van Israel en hoe God weer nog steeds tussen hulle staan en hoe hy hulle lig gaan wees en hoe hy vir hulle gaan fight en gaan deurkom en elke ding. Nou, en dan hier van vers 8 van hoofstuk 8 af, dan vra hulle mos vir God, dan vra hulle vir Sagaria, maar moet hulle dan nog bly vas? As die tempel gaan ons nou herbou word. Julle sal onthou, tannie Shamaine, waar ons is nou in geskiedenis, is die Israeliete, die Juda stam is nou uit Babylon uit terug Jerusalem. Toe maar net, jy het geluister, net 50,000 van hulle is terug en toe het hulle nie die tempel herbou nie, hulle het net die fondasie van die tempel herbou. Okay? En toe het dis ons ou voor Sagaria, Habakuk, nee, Agai, toe het Agai moes gegaan en met hulle begin praat daaroor. En dit is nou nie die tyd wat hulle nou die tempel binne die volgende so 4 jaar gaan herbou, wat Sagaria ook praat, nou vra hulle vir hom, so moet hulle dan vas, moet hulle dan bly vas, dan begin God vreeslik met hulle raas, want hulle het in elk geval nooit met die regte intensies gevas nie. Okay. So, en dan verduidelik hy nou weer vir hulle, hoekom hy vir hulle kwaad is, en die oordele wat gaan volg, en elke ding, en dan in hoofstuk 9 alreeds is daar redelike sterk profeseë, na Jesus wat gaan kom. En kom ek lees sommer vir julle hier van Sagaria 9 vers 15, want eintlik, julle moet onthou, die hoofstukdelings was nie altyd daar gewees nie. Ewen die verse was nie altyd daar gewees nie. So eintlik is Sagaria 10 vers 1 loop nog baie saam met die vorige een. So ek gaan hom net so laat hy net vloei, né? So Sagaria 9 vers 15, die Here van die leerskade sal hulle beskik en hulle sal verslind, ja, slingerstene vertrap, ook sal hulle drink, gedruis maak, soos deur wyn en vol wees, soos die offerkomme, soos die hoeke van 'n altaar, en die Here, hoofletter Here, daai beteken is God se naam, né? Hulle God sal hulle in die dag, dit is die dag, daai vredetydperk dag, né, verlos, as die kudde wat sy volk is, want hulle is kroongesteentes, wat hulle skitterend verhef oor sy land, want hoe groot is hulle voortreffelik en hoe groot is hulle skoonheid. Die koring laat jong manne en die mos jong dogters groei. Bid tot die Here om reën in die tyd, ons is nou by hoofstuk 10, van die laatreën, so met ander woorde, vra my en ek sal voorsien. Die Here maak die weerligte en hy sal aan hulle stortreën gee, plante op die velde aan iedere een. So vra vir my in die laatreën, jy kan in die vroeë reën bid, jy kan in die laatreën bid, vra vir my wanneer ook al jy nodig het, ek sal vir jou gee. En dan gaan hy aan, dan gaan hy nou verduidelik. Nou dan sê hy, want die huisgode spreek bedrog. Okay, nou daar hoef ek nie vir julle vreeslik te verduidelik nie, julle weet hoe hulle afgode gedoen het en hoe belangrik dit was vir hulle om afgode. As julle dink aan die tyd toe, is dit Rachel wat toe hulle teruggetrek het, saam met Jakob, het was mos Rachel, is dit Jakob, nou Jakob se tweede vroukie was Rachel, het was Rachel en Lea. Rachel het mos haar pa se huisgode weggesteek. Hoekom was dit vir haar so belangrik? Ek bedoel, dis 'n stuk ding. Was vir hulle belangrik. Huisgode was vir hulle belangrik. Dit was iets om te hê. Ja. Want hulle het vir hulle gevra vir raad. Die huisgode spreek bedrog en die waarsêers sien leuns. Die waarsêers was die ouens wat ook maar valslik by die demone en die goeie gehoor het. Ek weet nie of julle kyk julle Carte Blanche nie. Dit is my baie interessant, Sondag aand op Carte Blanche het hulle 'n gultjie wat sy's laerskool, sy lyk vir my so laerskool se kant, wat van 3 jaar oud af is sy geroep as 'n sangoma. En het dan nie dit gekyk en dis onthou daai ouens, dis baie interessant, maar met daai drumbeats, jy het gesien die drumbeats wat hulle die hele tyd so met daai, dis 'n spesifieke drumbeat frekwensie, dan skakel hulle regtig in met die demone en dan kry hulle regtig inligting in die spiritual realm. En dit is eintlik in ons kultuur 'n ding wat nie, dis vir hulle niks snaaks nie. Jy kan met hulle praat oor demone en geeste en goed, want hulle verstaan dit, want hulle operate daar. En dit is ook hoe hulle weet hoe om die mense te behandel. Daai moeties, né?
kry hulle van daai af. Maar die duiwel weet wat hy het hy oor iemand gebring. Ja. En hy weet hoe om het gesond te So, hy wil maak, net- sodat hy die eer kan Ja. kry. Ja, maar die skrif sê consult me first, sê die Here, né? So die waarseer spreek leuns. Hulle praat absolute blaatante nonsens en verkondig nietige drome. Hulle troos met wind. Nee man, moenie worry nie. Kom ons doen dit of dat. Moenie worry nie, dis nie so erg nie. Die Here is lief vir jou. Die Here se genade is vir jou groot. Né? Valslik. Daarom het hulle weggeswerwe soos 'n kudde. Hulle verkeer in verdrukking omdat daar geen herder is nie. Teen die herders het my toren ontvlam en oor die voorbokke sal ek besoeking bring, want die Here van die leerskare gee ag op sy kudde, op die huis van Juda en maak hulle tot sy pragtige perde in die stryd. En ek wil vir julle hierdie lees. Hierdie was vir my nou nogal vreeslik oulik. Ek vra 'n vraag, nou, maar ek antwoord nie die vraag nie. Julle kan homself antwoord want ek wil nie oordeel nie. Maar dink julle Nebukadneser is hemel toe of hel toe? I'm not gonna judge. Okay, hoor gou hierdie. Julle sal nie, hierdie is oulik vir my. Laat ek hom nou net reg kry. Jesaja 14 vers 9. Laat ek net vir julle hierso lees, hoor gou hierso. Want die Here sal hom oor Jakob ontferm, né? Ons is nou hierso eintlik besig om te praat oor die koning van Babylon. Want die Here sal hom oor Jakob ontferm en hy sal Israel nog verkies en hulle in hulle land laat vestig. Ons weet dit het gebeur, né? Die vreemdelinge sal hom by hulle voeg en hulle sal hulle aansluit by die huis van Jakob en die volk sal hulle neem en op hulle woonplek bring en die huis van Israel sal hulle in die land van die Here as besitting verwerwe as slawe en slavinne en hulle sal die gevangene hou wat hulle as gevangenes weggevoer het en oor hulle drywers heers. Okay, ons weet dit alles, né? En op die dag as die Here jou rus gee van jou smart en van jou onrus en van die harde diensbaarheid waarmee hulle jou laat dien het, dan sal jy hierdie spotlied aanhef oor die koning van Babel en sê, hoe het die drywer nou opgehou die verdrukking, want dit is nou oor, die Here het die stok van die goddelose verbreek, die staf van die heersers wat die volke verwoes het, in grimmigheid en slaan sonder ophou, dis wat hulle gedoen het, hulle het die arme Juda verwoes, wat in toorn oor die nasies geheers het, met 'n agtervolging sonder verskoning, hulle het nooit opgehou nie, die hele aarde rus, is stil, hulle breek uit in jubel, ook is die sipresse bly oor jou, die seders van Libanon, en hulle sê, vandat jy daar lê, klim niemand op na ons toe om ons af te kap nie, so dit gaan nou goed. Hoor nou mooi vers 9, die doderyk daaronder is in beroering om jou ontwil, jou koms tegemoet. Dit wek om jou ontwil die skimme op, al die bokke van die aarde, dit laat al die konings van die nasies van hulle trone opstaan. Ek gaan hom net weer vir jou sê, die doderyk daaronder is in beroering om jou ontwil, hy praat van die koning van Babel, jou koms tegemoet. Ja. Jesaja 14 vers 9, dit was vir my baie oulik geweest. Okay. En dan ons is nou by Sagaria 10 vers 3. Wil ek net vir julle sê, hy praat daar oor die voorbokke, so ek praat nou eintlik oor die bokke, julle weet in Engels, as jy 'n goat is, dan as jy baie cool, weet julle dit? Ja, goat is trots. Die kinders praat so, soos al hierdie cool ouens, hierdie sokkerspelers, en dan as hy nou genoeg influence, dan noem hulle hom 'n goat. Ja. So my seentjie sal baie keer vir my sê, hy wil soos daai ou wees want hy's 'n goat. Dan dink ek rarig, weet jy wat jy sê?
So ek wil net vir julle sê in die Bybel is die goats nie so great nie. Want ons lees in Matteus 25 vers 32. Ek het vreeslik cross-referencing gedoen hier, so maar ek gaan vir julle die hele tyd lees, julle hoef nie te blaai nie. Matteus 25 wat ek nou net sien, vers 32. Ja, hy sê, en wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit en voor hom sal al die nasies versamel word en hy sal hulle van mekaar afskei en soos die herders die skape van die bokke skei en hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit en dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. So die bokke is oral in die Bybel eintlik 'n redelike negatiewe konnotasie. Okay. En dit is nie interessant the devil worshippers. Ja, het ook altyd 'n bok as 'n teken. Letterlik 'n bokkom. Ja, daai bokkom. Ja. Dis interessant, ja. Okay, so teen die herders het my toorn ontvlam en oor die voorbokke sal ek besoeking bring, want die Here van die leerskade gee ag op sy kudde, op die huis van Juda en maak hulle tot sy pragtige perde in die stryd. Okay, so God is nog steeds aan Juda se kant en hy sal die nasies uitsorteer. Dit het ons gesien in die ek dink regtig ons is baie bevoorreg om in die tyd van geskiedenis te staan waarin ons staan. Want ons kan baie goed sien wat hierdie ouens glad nie verstaan het. Baie van die goed maak nou net dood eenvoudig vir ons sin. Okay. So en dan hierso kom ons nou met die tweede koms, né? Kyk hoe speel hy net tussen twee verse. Uit hom sal die hoeksteen, uit hom die muurpen, die tentpek in Engels, uit hom die strydboog, uit hom die heerser almal saam uitgaan. So daar praat hy nou weer, daai praat hy van in Openbaring 19 vers 16. As julle dit vir julle daar wil neerplot. Okay, en ons weet nou al, ek gaan nie nou vir julle daai verwysings gee nie, maar daar staan baie keer oor die hoeksteen en die strydboog en al daai, né? Ekskuus, sê nie. Weet ons in 19 vers 16. Maar dit is 'n vooruit van 'n profesie van Jesus se koms. Okay. En hulle sal wees soos helde wat in die oorlog, vers 5, die modder van die strate vertrap en hulle sal veg, want die Here is met hulle en die ruiters sal beskaamd uitkom. Okay, nou is ons in die Openbaring tyd, né? En ek sal die huis van Juda sterk maak en aan die huis van Josef hulp verleen en hulle 'n woonplek aanwys. Sien julle, hy praat van die suidelike stam en van die noordelike stam. So ons praat nou weer van die Jode in totaliteit. En hulle 'n woonplek aanwys, want ek, God, met 'n hoofletter, ontferm my oor hulle en hulle sal wees asof ek hulle nie verwerp het nie. So alles sal weggaan. En ek sal die Here hulle God en ek is die Here hulle God en ek sal hulle verhoor. Na? En dan baie spesifiek in vers 7 is die een verlore tribe van Israel waarvan hulle praat is Efraim. Na? Ja. En toe sy nou ook glad nie verloor in die vers 7 en Efraim sal wees soos 'n held en hulle hart sal vrolik wees soos deur wyn en hulle kinders sal dit sien en hulle verbly en hulle hart sal juig in die Here. Sien julle die restaurasie, né? En die terugkeer na Jerusalem in vers 8, ek wil vir hulle fluit. Ek mense kon fluit, dan het ek dit vir julle gedemonstreer, maar ek kan nie. Hy gaan 'n sign maak of hy gaan hulle weer collect, né? Hy gaan hulle bymekaar maak. Ek sal vir hulle fluit en hulle vergader en ek het hulle losgekoop en hulle sal net so talentryk wees soos tevore, né? En ek sal hulle saai onder die volke en in die ver afgeleë streke sal hulle aan my dink en hulle sal saam met hulle kinders in die lewe bly en terugkom. So hulle sal terugkeer na God toe, né? En ek sal hulle terugbring uit Egipte land, dis almal wat hulle verwoes het op 'n stadium en uit Assir, hulle vergader en hulle na die land Gilgad en die Libanon bring en dit sal vir hulle nie voldoende wees nie. Nou julle moet nou onthou, baie van hulle is nou hier van 1948 af, terug in Jerusalem, maar almal gaan terugkom. So ons sien nou, in profesie is dit nog nie vervul nie, want almal gaan terugkom. En almal is hier nou nog nie terug nie. Maar dis die begin. Maar dis die begin. Definitief die begin. Ja, maar as jy nou kan dink,
Maar hoor nou mooi, laat ek net verder lees. En hy sal deur die see van benoudheid trek en die golwe in die see slaan en al die dieptes van die Nyl sal opdroog. Ook sal die trotsheid van Assirië neergewerp word en die scepter van Egipte land wyk. So kan julle sien, hy praat daar van die wonderwerke wat gebeur het om hulle die eerste keer uit Egipte uit te verlos. Hierdie keer gaan die wonderwerke net soveel groter wees, sê hy vir ons daarna, en ek sal hulle sterk maak in die Here en hulle sal in sy naam met 'n hoofletter in God se naam wandel, spreek die Here. Okay, so dit is net, hulle gaan terugkom en dit gaan nog gebeur en ons weet dit gaan gebeur, dit is die volgende profesie. Dit sal nou interessant wees as daai profesie ook in 2 gesplit is, dan sal ons dalk nou nie so clever weet soos wat ons nou weet nie, maar ons kan eintlik baie maklik hierdie goed bymekaar sit, want ons weet wat was en ons is nou baie daar's baie min oor wat nog moet gebeur. Daar's nie meer 3 verse oor nie, daar's 1 vers oor wat nog moet gebeur. So it's most probably gonna happen in Openbaring. Okay. Okay, dan gaan ons nou in hoofstuk 11, val hy nou weer terug. Hierdie is nou weer goed wat al gebeur het, hoor nou sê hy. Open jou deure, o Libanon, sodat vuur jou sederbome verteer. Huil, o Sipres, omdat die seders geval het, omdat die pragtige bome verwoes is. Huil, eike van Basan, omdat die ontoeganklike woud afgekap is. Okay, so onthou, hy het nou vir hulle profesie gegee, dit gaan nou met hulle goed gaan, en dit het vir 'n rukkie daar met hulle goed gegaan, en toe, julle weet baie goed wat gebeur het in geskiedenis, en hoe hulle eintlik deur die hele Maccabees oorlog is, wat nie vir ons opgeskryf is, so ons het nie baie inligting, is nie vir ons baie in ons gedagtes nie, na? En toe het dit weer toe het hulle ons onder Romeine gekom en onder Rome gekom, en die tyd wat Jesus gekom het, was hulle eintlik weer onder die Romeinse beheer in verdrukking gewees, na? En toe 70 na Christus, nadat Jesus gekruisig is, het hulle weer die tempel kom afbreek. Toe sien die Jode weer verskriklik onderdruk gewees. En dit is eintlik toe nou eers weer in 1984 wat dinge beginne beter draai. So hierdie wat hy hierso so verduidelik is nou maar net weer soos wat die Romeine ingeval het. Lys hy nou weer hoe hulle afgekom het en toe hulle nou Libanon gedestrooi het, toe is dit nou baie makliker vir hulle om die res van die plekkies in, want toe is hulle groot buffer weg. Dit is baie interessant, die Here het gesê 70 maal 7 sal julle uit julle land wees. Dit is 490 jaar. En tot die dag basis. 483 jaar. By die profesie aan die einde gekom het Israel sy onafhanklikheid weer gekry en die wêreld wat die Britte en almal het nie geweet dat dit hulle vervul profesie sonder dat hulle dit weet en eintlik maar tot op die dag en die datum wat die Here gesê het julle is uit en soveel 70 times 7 and you will become a nation again op daai dag en daai datum en hy het gesê jy sal jou land hê, jy sal jou taal hê, jy sal jou geloof hê en op daai dag 1948 is daai profesie vervul en Israel het sy taal, sy kultuur, sy alles ingetrek en dis eintlik wonderbaarlike wonderwerk hoe die res van die wêreld die profesie vervul het. Ja, sonder dat hulle dit gedoen het. Ja. Ek dink ons kan op 'n stadium mooi daarna kyk en ek gaan dit vir julle gee. Ek het dit eintlik hierso. Kom ons lees aan, dan gaan ek hom vir julle gee as ek by hom kom. Presies dit wat Annie nou sê. So hoor die gejammer van die herders, want hulle heerlikheid is verwoes. Hoor die geknor van die jong leeu's, want die pronkbosse van die Jordaan is verwoes. Okay, so Sagaria praat hier, gebruik hy die beeld as 'n herder. So hy wat Sagaria is as 'n herder wat dan na sy flok kyk, né? So sien dit nou as 'n herder in skape. Okay, en dan vers 4. Net gekyk of het ek hierso ietsie geskryf. O, ek sê maar net dis presies hoe dit gebeur het, ja. Dit is hoe dit gebeur het. Okay. Ja, okay. So vers 4. So sê die Here, my God: Wees herders
van die slagskape. Nou wat gebeur met 'n slagskaap? Word hy nou mooi opgelei hemel toe? Ja, hy word geslag. Okay, so dis nie so great nie. Die slagskaap deel, dis nie die skape wat ons wil wees nie. Hulle kopers maak hulle dood sonder om skuldig te voel. Hulle verkopers sê, geloof sy die Here, ek word ryk, en hulle herders het geen medelee met hulle nie. Okay. En ons kan dit intenslik deurtrek na ons tyd toe en ook na die tyd van die Fariseërs en die Sadduseërs en almal wat eintlik vir geldelike gewin of vir hulle eie valse intensies in the name of the Lord ryk geword het en aansien gekry het en dit was nooit met opregte harte vir die Here gewees nie, né? En dit kan 'n mens deurtrek na vandag toe en ek sê 'n mens as ek nou byvoorbeeld 'n herder was, iemand wat enige kudde gelei het van enige aard en ek het hierdie skrif gelees, dan het ek vir die Here gesê, Here, is ek opreg? Ek sou my hart ondersoek het in hierdie skrif, want die oordeel wat hierdie ouens gaan toekom, gaan nie great wees nie. En ek dink daar is herders wat dalk nie met baie goeie intensies. Ek dink baie keer is die mense se intensies goed, maar ek dink net nie hulle weet aldag 100% nie. Ja. En dit kan sleg wees. So ek sou my hart ondersoek het as ek nou 'n ou was wat 'n gemeente moes gelei het of enige vlok moes gelei het en ek het hierdie stuk raak gelees. Vers 6. Want ek sal met die inwoners van die land geen medelee mee hê nie. Kyk, hier's God nou weer kwaad, né? Spreek die Here, maar kyk, ek gaan die mense oorlewer, elkeen in die hand van sy naaste en in die hand van sy koning, en hulle sal die land verwoes, en ek sal uit hulle hand, sy hand nie red nie. Sien, so dit gaan sleg gaan. So omdat onthou die mense het ook 'n verantwoordbaarheid want hulle het ook die skrifte gehad. Maar dis eintlik sleg. Nou daai tyd was die mense nie eers so geletterd gewees nie. So hulle wat baie staat gemaak op die herders. Ja. Sjoe. Vandag het ons geen verskoning. En vandag het ons absoluut geen verskoning nie, né? Om te leer nie. En ek sê vir julle nou, ek wat nou al gedink het ek weet min of meer wat in die Bybel aangaan, ek kan die hele skrif eintlik nou al nogals redelik bymekaar sit. Dit is vir my amazing om hierdie goed te lees. En mooi diep in. Ek kan hom deurlees, dan het ek eintlik nie 'n klou nie. En as ek nou regtig begin kyk en cross-reference, hierso het hy dit in hierdie, dan sien jy baie diep, né? Baie. Okay, en ek het die slagskape, waarlik elendige skape, opgepas. En ek het vir my 2 stawwe geneem. Okay, hoor nou die 2 stawwe. Die een het hy genoem lieflike. Tannie Gail kan sê wat is hy in Engels? Beauty. Lieflikheid. Ja, lieflikheid. Die een het hy gesê lieflikheid en die ander een het hy genoem samebinding. Okay. So in Engels is dit unity, bonds. Okay. So daai lieflike beauty het baie te doen met genade en grace en dan bond, wat is 'n bond? 'n verbinding, 'n bondage, 'n covenant, vasmaak om goed aan mekaar vas te maak, né? Kyk, kom ons hoor wat sê hy daarvan. So dis nou die 2 stawwe wat hy gehad het om hierdie skape op te pas. Ou Sagaria. Okay, en ek het die 3 herders in 1 maand vernietig. Interessant. Wat se 3 herders? Ons kan intenslik spekuleer, maar dit staan eintlik nêrens nie. Okay. So ek gaan vir julle sê 2 moontlike, dit kan die huis van priester, profeet en koning wees. Ja. Jy kan dink daaroor, jy kan bietjie met jou kop die gedagte, maar wat se 3 huise of wat se 3 herders kon hy vernietig het in 1 maand? Hierdie was vir my baie interessant toe Jesus gekom het. Ja. Wie was toe die groot ouens gewees? Die Fariseërs, die Sadduseërs en die skrifgeleerdes. En hy het hulle in 1 maand omtrent vernietig, nou, kan ons dit sê. So ek weet nie, en dan die Fariseërs, ons het al baie keer oor dit ook gepraat, en die Gail het dit een keer baie mooi vir ons verduidelik, maar die Fariseërs was baie legalistiek, so legalism, as jy dit so wil sien. Die Sadduseërs het eintlik net nie geglo in die opstanding nie. En dan die skrifgeleerdes was maar baie polities gewees, die Herodians eintlik. Wetties, nou. Okay. So ek het die 3 herders in 1 maand vernietig. Toe het my siel ongeduldig geword oor hulle, terwyl hulle ook van my afkerig geword het. Okay.
vers 9, daarop het ek gesê, ek wil julle nie meer oppas nie. Wat sterwend is, laat sterwe, en wat verlore gaan, laat verlore wees, en laat wat oorbly, mekaar se vleis verslind. Ekskuus, so wat hy eintlik hierso sê is, ek het julle nou genoeg gespoon-feed. As jy nou nie wil hoor nie, dan is dit nou maar so. Nou, en dan daai, wat hulle mekaar se vleis verslind het regtig in 70 na Christus, in daai oorlog het hulle mekaar so vreeslik seer gemaak. So dit is daar verslind, maar hy is nou net hier moedeloos en hy sê, ek gaan nou nie meer nie, ek het julle nou klaar gespoon-feed. In vers 10. Toe het ek my staf, lieflikheid geneem en dit gebreek, om my verbond, wat ek met al die volke gesluit het, te verbreek. Nou hier wil ek vir julle lees, want dis nou wat aan die Gail nou gesê het. Ek wil gou vir julle lees in Handelinge 15. Want hierdie is vir my baie mooi. En dit is so belangrik dat ons die hele tyd eintlik die skrif deurtrek na die Nuwe Testament toe, né? Simeon in vers 14, Handelinge 15 vers 14. Simeon wat eintlik Petrus is, nou dis net sy Hebreëse naam gewees. Vertel hoe God in die begin uitgesien het om 'n volk uit die heidene vir sy naam aan te neem. Dis relevant, julle, ons is die heidene. Onthou daar staan eintlik Gentile, né? Jy moet onthou daar staan eintlik nie heidene nie. En hiermee stem die woord van die profete ooreen, soos geskrywe is. Daarna sal ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig. En wat daarvan verwoes is, sal ek weer oprig en dit herstel. Okay, dit staan in Amos 9 vers 11. Ek weet nie of kan julle onthou nie, ons het op 'n stadium daarna gekyk. Okay, so hy sê, God sê, Jesus sê, hy gaan op 'n stadium, want onthou, hy het aarde toe gekom, hy daar met die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes oor en oor probeer redeneer, maar hulle harte was net te hard. Hulle intensies was nie reg nie. En toe hy gedraai, en nadat hy gedraai het, toe begin hy in gelykenisse praat. En toe het hulle op 'n stadium vir hom gevra, Here, maar hoekom praat die disippels? Here, maar hoekom praat jy nou met ons in gelykenisse? Toe sê hy, want vir julle is die verborgenhede beskikbaar, né? Ek gaan nou vir julle daai skrifte gee. Maar ek wil gou vir jou iets anders lees, want hierdie is ook vir my 'n verskriklike mooi ding, net so entjie af, né, in Handelinge 15, as jy nou wil weet, jy, Gentile, waarna, Tannie stoor so vir my, is dit interessant, né? Jy Gentile, wat nou, waarna Jesus hom nou terugdraai. Hy sal later terugkom vir die Jode, dis wat hy hier sê. Ek sal later met die Jode kom afreken. So wat aan die Gail nou gesê het, is hulle is uit hulle land uit, 70 maal 7 jaar, né? Dis 490 jaar. So die profesie is dag en datum vervul tot op 483 jaar. Daai laaste 7 jaar het nog nie gebeur nie. Okay. Hulle noem dit die 7 jaar, die verlore 7 jaar van Daniël. Dit kom nog. Dis die 7 jaar wat kom in Openbaring. Okay. Nou op daai stadium het die profesie gestop. Die klok het gestop. Want dit is lankal 7 jaar later en dit het net nog nie gebeur nie. Okay. En ons is nou al van 483 jaar stop die klok. Is ons nou al by 2000 jaar later. Ja. So in hierdie 2000 jaar is die church era, dis die tyd wat Jesus hierso sê, hy homself terugdraai na die heidene toe, dan sal hy later terugkom om af te reken met die Jode in die laaste 7 jaar wat nog gaan kom. Okay. So when that clock is gonna reset and start again, gaan waarskynlik wees met die wegraping, ja. So that's gonna come. Onthou net, daar's ouens wat glo dat die wegraping met tribulation gaan wees, maar dit gaan wees wanneer die tribulation begin. Gaan wees wanneer die tempel herbou gaan word en dan 3,5 jaar later, dan gaan die anti-kris wat almal gaan dink hy is Jesus, gaan hy in die tempel kom sit en dan gaan daar 'n abomination van een of ander aard wees. Dan gaan hy iets doen en dan gaan almal besef hy is nie en dan gaan die oorlog nou net nog groter raak. En dan kom Jesus mos terug op die einde van die 7 jaar en dan is dit daai waar die perde se stange
'n meter diep in die bloed gaan wees by die slag van Armageddon. Ja. Dit is baie interessant, die feesdae van die Here. Het Jesus vervul tot op 'n stadium, tot die koms van die Heilige Gees. Die volgende een is the Feast of Trumpets. En die wegraping word aangekondig deur die trompette wat blaas. Dan skop die feesdae van die Here in die geesteswêreld. Dan gaan hy weer begin. En daarvan af is dit weer, want dis waarvoor letterlik, soos jy sê, die horlosie het gestop daar, by daai fees, en Pentekoste, daai koms van die Heilige Gees, en die volgende een, Feast of Trumpets, en dis die wegraping, want hy sê, ek sal julle roep, die bassein sal blaas. Dis eintlik so wonderlik as jy kyk na die feeste van die Ja, die Jode. feeste is ook ja, baie die interessant. geesteswêreld. Yes. Okay. So daai is vir my interessant geweest daar met julle te deel. Ek laat nie weet wat ek daar geskryf het nie. Skryf baie keer ook so klein brieke. Okay. So ek gaan net weer vers 9 lees. Daarop het ek gesê ek wil julle nie meer oppas nie. Wat sterwend is, laat sterwe, wat verlore gaan, laat verlore wees. En laat die wat oorbly mekaar se vleis verslind. Okay. Toe het ek my staf, lieflikheid geneem en dit gebreek om my verbond wat ek met al die volke gesluit het te verbreek. Okay, sien julle so daar breek hy nou sy verbond met al die volke. Daarso waar Jesus wegdraai van die Jode af. Okay, vers 11. En dit is op die dag verbreek en so het die elendiges onder die skape wat op my ag gegee het, bemerk dat dit 'n woord van die Here is. Sien julle in watse tyd is hy? Hoeveel het oorgebly wat vir Jesus gevolg het na sy kruisiging? Hoeveel was in die boefretrek? 120? Ja. So Masha, hy noem hulle die elendiges. En dit is op die dag verbreek en so het die elendiges onder die skape wat op my ag gegee het. Sien julle in watse tyd is ons? Bemerk dat dit die woord van die Here is. So daai ouens het gesnap, vers 12. Daarop sê ek vir hulle, as dit goed is in julle oë, gee dan my loon. Nou sê Sagaria vir hulle, ek is nou die herder, as dit goed is in julle oë, gee dan my loon, en so nie, laat staan dit dan. Toe het hulle my loon afgeweeg, 30 sikkels silwer. Okay, you can see where we're going. Nou 30 sikkels silwer, sê Eksodus 21 vers 32 was die loon van 'n slaaf. Okay. So ons sien dit daar. Eksodus 21 vers 32 sê spesifiek die loon van 'n slaaf is 30 sikkels silwer. So ons raai nie hieroor nie. Hierop sê die Here vir my, gooi dit vir die pottebakker, die heerlike prys waarmee ek, God, hoofletter, deur hulle gewaardeer is. Baie sarkasties. Nou, dis wat ek vir hulle werd was. En julle weet dit het presies so. Die profesie is presies so vervul. Hy het letterlik, Judas het letterlik in die tempel ingekom en die sikkel silwer, hy sê hierso, en ek het die 30 sikkel silwer geneem en dit in die huis van die Here vir die pottebakker gegooi. Is presies wat Judas Iskariot gedoen het. Kan julle onthou? Okay. Daai profesie wat daar waar geword het, staan in Matteus 26 vers 15. As julle dit wil neerplot, Matteus 26 vers 15 en dan in Matteus 27 vers 9. Okay. Ek gaan vir julle hierdie Matteus 26 net check of ek iets daarby gesê het. Dit is my interessant daarby spesifiek die potte, die potter. Ja. Die stuk grond waarmee hulle die 30 was waar die potte beklei. Pottery clay se reg so. Dit was letterlik wat hulle betaal het was Vir die pottebakker se grond. Pottebakker se grond. Ja. Ja. Wag nou dat ek Matteus 26. Ek kon nou net vir julle dit gaan mooi lees. Ekskuus, ek kon nou nie ons tyd hier opvat nie. Vers 15. En vers 15 sê hy,
wat wil u my gee? En ek sal hom aan u oorlewer, en hulle het vir hom gesê 30 silwerstukke vir hom 30 stal. So dit was sy loon gewees. En dan 27 vers 9. Die evangelies het vreeslike lang hoofstukke, hoorie. Jy gaan naand in hier in vers iets in die 50 in 27 vers 9. Ja, dan sê hy, toe is vervul wat gespreek is deur Jeremia die profeet, toe hy gesê het. En ek wil net vir julle sê wat interessant is dit staan nie in Jeremia nie, hoor. En hulle het die 30 silwerstukke geneem en die prys van die gewaardeerde wat hulle gewaardeer het vanweë die kinders van Israel en hulle het dit gegee vir die grond van die pottabakker. So hierdie is die een profeet, dit is net onmoontlik. Hulle kon nie geweet het dat dit presies so gaan gebeur nie. So dit is, en ek bedoel, dit is hier, op hierdie, kan nie sukkel die ouens om die Bybel te nullify. Maar okay, dan sal hulle nou sê, maar dit staan nie in Jeremia nie, maar dit staan nie in Jeremia nie. Jeremia het dit gesê, maar Sagaria dalk geskryf wat Jeremia gesê het. Of eintlik, ek is nie 100% seker hoe daai ding saamwerk nie, maar Sagaria kon deel gewees het van Jeremia se skrol. Ja. Ek weet nie, maar ek bedoel, as die Bybel dit sê, dan glo ons dit in elk geval. Okay, vers 14. Toe het ek my tweede staf, samebinding of unity of bond, verbreek, om die broederskap tussen Juda en Israel te verbreek. Okay. Daarop sê die Here vir my, neem weer vir jou die gereedskap van 'n herder, van 'n dwaase. Okay, so hier is nog 'n herder, is 'n dwaase herder, want kyk, ek sal 'n herder verwek in die land, na wat verlore is, sal hy nie omkyk nie, wat verstrooi is, nie opsoek nie, wat gebroke is, nie genees nie, en wat nog regop staan, nie versorg nie. Okay. So daai herder wat hy daarvan praat, is die anti-kris wat gaan kom. Maar die vleis van die vette sal hy eet, en selfs hulle kloue afruk. Wee die slegte herder, wat die skape in die steek laat, mag die swaard sy arm tref. Die arm is 'n indikasie van krag, of 'n metafoor vir krag, en sy regter oog gaan oor intelligensie. Mag sy arm heeltemal verdor en sy regter oog heeltemal verduister word. En daai is ook staan presies net so in Openbaring 13 vers 3, laat ek dit gou vir julle lees. Openbaring 13. Dis op 'n tydjie wonder hoe maak jy ouens sin van hierdie goed, maar dit staan regtig cross-reference net so. Ek gaan sommer vir julle 13 lees. Kom ons kyk vers 3. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Die anti-kris wat gewond gaan wees, né? En dan in vers 13, van vers 11 af lees, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak, en hy oefen al die mag van die eerste dier voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid. So dit gaan een of ander politieke ding wees wat gaan sê, jy moet die anti-kris aanbid, waarvan die dodelike wonde genees is. So toe is die wonde genees daarso, maar dit is waar hierdie skrif vandaan kom, profeteer na daai toe. Okay, eintlik nog 'n stuk in Matteus wat ek baie graag met julle wou gedeel het, maar ek sien nou nie eintlik, maak eintlik vir my sulke notas, en dan kan ek van die een na die ander inspring, maar ek het hom seker nou misgespring. Maar ja, ek dink ons gaan tot daar vorder vir vandag. Wat dink julle? Die 3 minute oor. Ek wil net gou kyk of kry ek daai, ek dink is in Matteus 21. Ek kan net vir jou sê. Dis 'n groot werk vol hierdie hoor. Dit is baie complicated, maar dit is so belangrik om die skrifte so bymekaar te sit. Dit het basies ingekleer. Ja, eintlik ek dink is in Dit is eintlik wat ek vir julle wou gewys het, is waar Jesus die Sadduseërs en die Fariseërs en die skrifgeleerdes sulke vrae vra, dan sê hy, dan vertel ek julle ook nie deur watter gesag. Onthou julle daai, ek wil nou nie die hele storie vir julle lees nie, maar dan toe sê hy vir hulle, wel dan gaan ek julle ook nie antwoord nie. Julle kan my nie antwoord nie, maar hulle kan hom eintlik antwoord, hulle wil hom net nie antwoord nie. En dan
sê hy vir hulle in Matteus 22 vers 29, toe antwoord Jesus hulle en sê vir hulle, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Sien, so hy het hulle daar so die hele tyd uitgehaal, en toe in hoofstuk 23 gaan begin hy die fariseërs berisp, en dit is ook nogal ontstellend. Ek gaan net so 'n paar verse vir julle lees, dan sê hy, maar wee julle, skrifgeleerders en fariseërs gefeinstens, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense. Nou onthou, dit was die ouens wat gepreek het in daai tyd. Julle sluit die koninkryke van die hemele toe voor die mense, want julle gaan self nie in nie, want julle self nie deel van, julle ken nie God nie, né? En die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs gefeinstes, want julle eet die huise, julle moet daai dalk gaan lees, want dis 'n hele hoofstuk hoor, Matteus 23, gaan kyk julle hoe kwaad is God vir die fariseërs, en omdat hulle die mense so, omdat hulle valse herders was. En dit sluit baie mooi aan, eintlik by Sagaria 11. En